Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Nou ja, ek dink die mense wat die blyste gaan wees dat hierdie reeks verby is definitief die logistieke mense. Want elke week moet hulle die kaste pak op stage opdra, so hulle pak elke week kaste reg. So ek dink hulle is die mense wat die meeste spasie het. Hulle lewe op die stadion word elke week herinner daaraan. Maar ja, soos ek gesê het, as jy vandag die eerste keer by ons is, dan kom jy vandag op die laaste deel van ons reeks in. En ek is regtig excited om met julle te deel vandag. Ek het regtig voel ek het die Here las op my hart gesit om vandag met jou te praat in die laaste deel van hierdie reeks ook. En as jy nie die res van die reeks gesien het nie, asseblief, julle kan dit online gaan kyk op Agape Gemeente se YouTube platforms, gaan kyk die eerste 3 dienste daar. Dit is ook op ons Facebook en ons stuur elke week, so julle sal weet, so Sondagmiddag op die gemeentegroepe. Ons het gemeente WhatsApp groepe. Eintlik een WhatsApp groep wat in 3 verdeel is en daar stuur ons al elke middag die link uit, so jy kan net daar klik en dan kan jy die link volg en dan kry jy dit daar. As jy nie op die gemeente WhatsApp groepe is nie, daarop wil wees, dis wat ons elke week amper daagliks kommunikeer met die gemeente, so jy kan net weer in by koneksiepunt, kan julle name daar so opgee en ons gaan julle op daai groep sit. So, ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. En ek wonder wie van julle dalk met hierdie vraag kan relate nie. So ek wil hê jy moet gou-gou jouself in hierdie volgende situasie kom plaas. Wie van julle het al aan die einde van die dag by die werk gesit of was besig by jou werk? En soos jy besig is, jy weet, om te begin oprap of dalk het jy nog nie heeltemal daaraan gedink nie, kom daar 'n WhatsApp op jou foon deur en op daardie WhatsApp staan die volgende boodskap. Eerstens, dis van Liefie af. En Liefie skryf: "Wanneer kom jy huis toe? Die kos is lankal al klaar." Met daai handjies. En jy sit daar en jy lees, "Jana, okay, ja, ek sien is nou al so laat, nee. Wanneer kom jy huis toe? Kos is lankal klaar." En dan dink ek, okay, ek sal moet klaarmaak. Ek plak my laptop uit en ek begin my goed bymekaar kry en vrouens pak whatever in hulle handsakke altyd is, pak hulle in. En dan die volgende oomblik, terwyl jy besig is om op te pak en dink jy hoop jy gaan die kos dalk nog warm by die huis kry, kom die volgende boodskap weer, tring, van jou baas. En hy sê, sien jy's nog op kantoor? Kyk gou na die mail wat ek vir jou gestuur het. Groot kliënt is ontevrede. Sort dit ASAP gou uit voor jy ry. Nou is jy in hierdie tension ingegooi, hierdie boodskap van die baas gekry. En skielik is jou hart en jou denke is nou skielik nie meer align nie, dit is nou in 2 gedeel. Met jou denke sê, ek wil doen wat my baas sê, ek wil nie bekend staan by die werk as iemand wat, jy weet, jy nie op kan reken nie. Jesus, maar ek weet my familie het my ook nodig, ek wil by my familie wees en ek wil ook daar wees vir hulle. So ek wonder, wat gaan jy dan nou doen? Jy's nou in 2 geskeer met hierdie situasie. Liefie en baas, werk en huis. So kan ek vir jou vra vir 'n oomblik. So ek gaan vir jou sê, hier's 2 responses en dan moet jy jou hand opsteek en almal moet dit doen en jy moet eerlik wees in die huis van die Here vandag. So asseblief, jy moet altyd eerlik wees, maar veral nie. So die eerste een, wie gaan 'n boodskap vir jou baas stuur en sê, luister baas, ongelukkig gaan ek dit nie vandag kan doen nie. Ek is baie jammer, ek gaan na huis toe. Ek gaan nou eet, ek sal dit môre uitsorteer. Sorry, ek gaan dit nie nou kan doen nie. Wie gaan daai boodskap vir jou baas stuur? Eerlikheid. Fantasties, hier so 6 mense wat dit gaan doen. Okay. Nee, hou julle hande op. Okay, nee, nou word dit meer. Okay, jy weet. Die Heilige Gees het met jou kom praat, nee. Steek jou hand op. Nou is al 'n tweede reaksie. Wie van julle gaan sê, stuur vir jou huis eerder 'n boodskap en sê, "Jesus liefie, weet jy wat, ek sal so graag wou kom, maar weet jy wat, ek het net dringend nou iets wat by die werk opgekom het. Eet julle maar sonder my
En sit maar die kinders so lank in die bed en sit my kos in die lou, want ek gaan dit nie vanaand maak vir ete nie. Wie gaan dit sê? Ai, het ek reg gehoor of nie met hierdie boodskap, nee? En ek sien hier sit Tannie wat die man se hand steek op. Jy weet al môre aankom dit, jy maak voorsiening vir die vlees, nee. Ja, ek het geweet ek praat met die regte crowd vandag. Ons ken hierdie tension van tussen ek weet my baas sê, moet asseblief nie waai nie, ons het jou nodig hier by die werk, maar jou vrou of jou man of iemand by die huis wat vir jou stuur, waai asseblief by die werk, want ons het jou nodig hier by die huis. Ons ken daai tension, ons is bekend met daai tension vandag, nee. En baie van ons sit hier so en jy is in daai situasie by jou werk wat jy die boodskappe kry. En jy sê, ek weet nie wat 'n kant om te gaan nie, ek het net soveel capacity, weet al so gevoel. Ek het net soveel kapasiteit, ek het net soveel tyd. Voel vir my, ek kan nie my werk happy hou nie, ek voel vir my, ek kan nie my huis happy hou nie, iewers gaan ek iemand kill. Iewers gaan ek iemand moet teleurstel, iewers gaan ek die balle drop, ek gaan die pap op die grond laat val, ek kan net soveel doen, ek kan nie almal happy hou nie. Het al so gevoel? Wow, almal, nee, ek steek my hand saam met julle op. Nou, ek gaan vir jou 'n refreshing, ongelooflike liberating waarheid vir jou sê. Jy is nie Krispy Kreme nie. Jy is 100% reg. Jy kan nie almal gelukkig hou nie. Net Krispy Kreme donuts kan almal gelukkig hou. Lekker roomys. Jy's nie Krispy Kreme nie, jy kan nie. Jy's 100% reg. Iewers in jou lewe gaan jy moet besluit wie jy gaan kill en wat jy gaan kill. Jy het net soveel tyd en jy het nie genoeg tyd in jou lewe om vir alles eweveel tyd te gee nie. As jy vir een ding ja sê, dan sê jy indirek vir iets anders nee. En as jy vir goed in jou lewe nee sê, dan skep jy kapasiteit om vir ander goed in jou lewe ja te sê. Jy kan nie almal happy hou nie. Jy's nie Krispy Kreme nie. So met daai waarheid in ag genome, is die vraag dan nie vandag of jy iemand gaan kill met tyd nie, of jy iemand gaan cheat met jou tyd nie. Die vraag is vandag, wie gaan jy cheat? Wie gaan jy kill met jou tyd? Want jy het net soveel en jy kan nie 100% oral alles vir almal wees nie. Net soveel. Die vraag word, wie gaan jy cheat? En 'n ander sobering reality is, as jy nie 'n besluit gaan neem vandag nie, of in jou lewe 'n besluit gaan neem nie, gaan die wêreld vir jou besluit. Jou werk gaan vir jou besluit. Jou baas gaan vir jou besluit. Die kultuur, die samelewing gaan vir jou besluit. En die besluit wat hulle neem is nie gewoonlik die besluit wat jy op gebaken het nie. Ek het soveel mans al gesien. En ek het gesê, hier gaan 'n boodskap wees dat ek nogals baie sterk met die manne vandag gaan praat. My manne in die huis vandag. Baie manne al gesien, suksesvolle ouens, gedrewe ouens, talentvolle ouens, nee, ouens wat ongelooflike, potensiaal in hulle het en hulle besluit, weet jy wat, ek gaan elke spasie wat in my lewe beskikbaar is, gaan ek vul met werk. En hulle maak elke spasie vol met werk en verantwoordelikheid. Hulle mis etes in die aande. Hulle mis geleenthede vir connection met hulle vrou en met hulle kinders. Hulle mis rugbywedstryde, hulle mis netbalwedstryde, klarinet recitals, hulle mis al hierdie goeders. En dis nie dat hulle slegte ouens is of 'n slegte motief het nie. Hulle glo met hulle hele hart en siel, ek doen hierdie vir die beswil van my familie. Ek werk oortyd en ek werk op ander plekke en ek doen al hierdie goeders vir my familie se beswil, vir hulle voordeel. Vir hulle om daardeur benefit uit te put. Tot hulle eendag op 'n plek kom wat hulle vrou vir hulle sê, baie dankie, maar nee dankie, ek is uit. Ons is uit, ek is klaar met dit. Maar liefie, wat nou? Ek is jammer, maar ek en die kinders kan nie meer agter in die ry staan nie. Hoeveel keer het ek dit al gesien? Ek is jammer, ons kan nie meer met die skrap en die oorskiet tevrede wees nie. Dis 'n baie lang ry in jou lewe en ons staan altyd agter en ek is jammer, ons kan hierdie net nie meer doen nie, ons kan nie meer die teleurstelling, ons kan net nie meer alleen cope nie. I'm sorry. Ja, maar wat van die huis? Kyk die huis wat ek gebou het in die kar en wat van die Woolies food shopping? Jy hoef nie Checkers toe te gaan nie, verstaan, jy kan by Woolies shop en kyk die tokse en kyk die nice goed en ek doen dit vir julle en sy sê nee, dankie, ons wil nie die goed hê nie. Ons wil jou hê. Ons wil jou nog net altyd gehad het. Ek het dit baie keer in my lewe al gesien.
En daai mans kan nie glo dat dit besig is om met hulle te gebeur nie. Hulle kan dit nie glo nie. Want die hele tyd het hulle gedink, ek is besig om te wen by die werk en al die spasie in my lewe vol te maak met werk vir my familie. En as daai oomblik aanbreek, kan besef hulle vir die eerste keer dalk, dit was eintlik ten koste van my familie gewees, dat ek hierdie goed gedoen het. Dit is eintlik ten koste van hulle. En hier is die deal. En ek wil hê jy moet dit vandag weet. Al wen jy die hele wêreld, al doen jy alles waarvan jy nog ooit gedroom het, al bereik jy die hoogste sport in die lewe, maar jy verloor die mense wat die heel naaste aan jou is, dan verloor jy. Dan het jy verloor. Jy kan die hele wêreld wen, maar as jy die mense die naaste aan jou verloor, het jy verloor. En dis hoekom ons hierdie reeks doen. Dis hoekom ek week na week hier bo staan en vir jou sê, skep asseblief spasie in jou lewe. Skep spasie tussenin. As jy die eerste keer sê spasie tussenin wat? Ons sê nie reeks mekaar, die wat elke Sondag is, jy weet waarvan ek praat. Die spasie tussenin die paswoord teen jou lewe en jou limite in jou lewe. Skep spasie tussenin. Moenie teen so pas lewe in jou finansies en jou kalender en jou verhoudings dat jy op die edge en op die limiet lewe nie. Want as daar spasie is in jou lewe, het ons mekaar gesê, dan is jou lewe net soveel beter. As daar spasie in jou lewe is, dan is daar minder stres. As daar spasie in jou lewe is, dan is jy meer gefokus, het 'n wyeer fokus. As daar spasie in jou lewe is, dan floreer jou verhoudings. Die lewe is soveel beter met spasies tussenin. Maar die realiteit vandag is, en ek gaan weer na hierdie kas toe stap vandag. Die realiteit vanoggend vir jou lewe en vir baie van ons se lewe is dat jou lewe lyk so. Jy het nie spasie in jou lewe nie. As hierdie kas jou lewe simboliseer, 'n metafoor is, jou lewe lyk so, daar is nie spasie vir enige iets nie. Jou lewe is vol geprop met goed, onnodige goed. Dringende goed, ja, baie dringend. Goeie goed, ja. Maar is die goed belangrik wat daarin is? Is die goed die beste? Dis goed en is dringend, maar dis nie belangrik en die beste wat dit kan wees nie. So prop jou lewe vol en wat gebeur as jou lewe prop vol maak tot by die edge? Is éventueel as jy aanhou om jou spasies in lewe te vul, éventueel gaan goed uit jou lewe uit begin val. Jy gaan éventueel by die edge sien jy, hier is die edge, jy gaan by die edge kom en hoe meer jy vol maak, hoe meer gaan die goed begin uitval en iewers in jou lewe, het ons mekaar gesê, gaan jy oor die edge gaan. En jou finansies kan jy oor die edge gaan, as daar nie spasie is in jou finansies nie. En een slegte finansiële maand, of een slegte finansiële ding wat in jou lewe gebeur, en jy's oor die rand in bankrotskap in. En jou kalender maak jy so vol, dat éventueel die laaste dingetjie wat jy probeer inprop in jou lewe, en dit gaan oor die rand, en jy brand uit, of jou gesondheid konk in. En jou verhoudings, alles is so volgeprop, daar's nie plek vir enige van die mense die naaste in jou lewe nie. En so gaan jy aan, jy lewe op die edge, en eendag druk jy net nog iets in die plek van die belangrikste mense in jou lewe, en jy gaan oor die edge, en jou verhoudings krepeer, in plaas van floreer. En ek wonder hoe lyk jou verhoudings vandag? Ek wonder of is daar plek vandag in jou lewe vir die heel belangrikste mense in jou lewe? En miskien sit jy vandag en jy sê, wel Dawie, dalk is jy ingeskakel deel van die online audience, en jy sit hier en jy sit daar waar jy is, en jy sê, maar as ek kyk na my verhouding met my ouers, as ek kyk na my verhouding met my man en vrou, my huweliksmaat, as ek kyk na my verhouding met my kinders, dalk selfs my verhouding met God, dan sien ek is besig, en dit is besig om te krepeer, in plaas van om te floreer wat die Here wil gee, want my lewe is net so vol, ek besef, daar is nie plek in my lewe vir die mense nie. En dis hoekom ek nou gesê het, baie van ons, jou realiteit is vandag hierdie. Maar as dit jy is, wil ek vandag vir jou sê, die Here maak vandag vir jou spasie. Is dit nie wonderlik om dit te hoor nie? Die Here maak vandag vir jou spasie, sodat jy kan spasie maak in jou lewenskas. Die Here sê vandag in hierdie diens, gee ek vir jou spasie om stoktyk te vat van jou lewe. Oh man, ek love hierdie kas. It's amazing. Melindri, as jy hierdie later vanmiddag kyk, ek love hierdie kas. It's amazing. Maar die Here sê vir jou,
ek gaan vir jou spasie maak om dalk miskien stoktyk van jou lewe te vat. Ek maak vandag vir jou spasie sodat jy bietjie jou lewenskaste kan begin regpak. Dat jy bietjie die gemors kan uitgooi, die dringende, goeie goed kan uitgooi en dat jy kan spasie begin maak vir die belangrikste goed in jou lewe. Ek gee vandag vir jou geleentheid om dit te doen. Want die lewe is net soveel beter met spasie en as ons dan praat oor verhoudings vandag, as ons praat oor die naaste verhoudings vandag, wil ek vir jou kom help om nie die bus te mis nie. Wil jy moet spasie maak vir die heel belangrikste in jou lewe. En die Here gee vandag vir iemand 'n geleentheid. So as jy sit en jy besef, dis waar ek is en dis my verhoudings. Die Here sê, nee, jy het 'n geleentheid. Daar's altyd nog 'n kans. Dis hoekom hulle dit die goeie nuus noem, nê. Daar's altyd goeie nuus. Nou, ek wil graag vandag, en ek het gedink as deel van hierdie boodskap, wil ek graag vandag 'n storie met julle deel uit my eie lewe uit. Ek is nie vreeslik lief daarvoor om vulnerable te wees nie, so laat ek maar 'n slukkie water vat voor ek vulnerable raak. Maar ek sit saam met julle en dalk die van julle wat langer as 5 jaar in Agape gemeente is, ken hierdie storie, hulle is actually deel van hierdie storie. En die wat minder as 5 jaar deel is, dit gaan dalk vir julle nuwe nuus wees. Vir iemand gaan dit dalk vandag, jy weet, bevrydend wees om dit te hoor. Ander mense gaan geskok wees. Party mense wat hier sit gaan my judge. Dis okay, it's part of the package, ek weet dit. Ander mense gaan my dalk love. Ek gee nie regtig om wat die resultaat is nie. Maar ek het so 5 jaar terug, het ek hier by die gemeente oorgevat as die nuwe senior pastor van Agape gemeente. Nou kan ek net vir julle sê, dit was in 2020. Onthou julle so ietsie interessants wat daai jaar gebeur het in die wêreld? Ja, wat was dit gewees? Nee, maar nie jou oor die hondjie wat oorlede is. Ja, dit was COVID gewees, né? Dit is ook bad, maar. Ja, so dit was COVID. En ek het in die einde van die jaar het ek oorgevat. En dit was regtig 'n baie interessante oorvat daai gewees. Dit was baie skielik op my gewees. Die transition het baie vinnig plaasgevind. Ek het letterlik net 'n maand of 2 gehad om te prep vir dit. En toe ek oorgevat het, toe besef ek die groot visie wat ek het met hierdie gemeente en die top 3 goed wat ek wil doen as die nuwe senior pastor van Agape gemeente is, nommer 1, ek wil net hierdie kerk deur COVID kry. Want ek wil net hierdie kerk moet nog bestaan na COVID. Dis die eerste ding wat ek wil doen. Die tweede ding wat ek wil doen, is ek wil graag op 'n plek kom waar ons hierdie kerk kan 'n kerk maak wat 'n ongelooflike verskil maak en 'n ongelooflike impak in Rustenburg maak. Ek wil hierdie kerk met ons stad verander, met ons dorp verander. So ek wil by die Here hoor hoe ons dit gaan doen. Na COVID gaan ons daai moet doen. En derdens, ek wil graag hierdie transition van een senior pastor na volgende een wil ek so glad as moontlik laat gaan, maar dis 'n baie delikate proses. Dit kan nogal se gemeente redelik destabilise as dit nie reg werk nie. So ek wil net hê dit moet smooth gaan. So obviously, jy weet dit ons toe daai tyd het die Here met ons begin praat oor die city changers visie en ons sê ons gaan hierdie stad verander en city changers, ons was besig geweest. Die van julle wat daai tyd deel was is nou nog moeg van dit nê. Ons het operasie restaurasie en ons het groot gegaan nê. En Here het met ons kom praat en daai visie het éventueel gegroei tot die onweerstaanbare visie wat ons nou het. Wat ons sê ons wil 'n onweerstaanbare irresistible kerk wees vir nie kerkmense. Ons is 'n kerk vir nie kerkmense, by the way. So ons wil dit doen. So dit het goed gegaan. Ons was besig en die Here het bygevoeg by die gemeente en dit was amazing om te sien hoeveel mense raak deel van die kerk en dit was fantasties en ek het myself in dit ingegooi. Ek het dit gelove, julle weet. Maar meanwhile, back at the ranch. En julle weet wat die ranch is. Dis die huis. Het ek 'n tweelingseentjies gehad en Christian en Leon, ek weet nog steeds. Maar hulle was toe nog baie kleiner. En hulle was regtig bedrywig geweest. Okay, hulle was bedrywig. Dit het dol gegaan by ons huis. Op 'n stadium ek en Melindrie vir mekaar gesê ons lewe voel soos een lang kamp. Wie was al op 'n kamp geweest? Onthou julle aan die einde van 'n kamp, net dit raak so lank, jy wil net na huis toe gaan, 'n voortrekkerkamp of 'n kerkkamp. Jy weet of so iets. Jy voel is nou lekker maar is nou klaar. Dit het net nie klaar geraak nie. Dit het net aangehou jaar en jaar uit. So dit was dit geweest. En die huis was te mekaar geweest. Dit was skorrelgoed en papierwerk. En terselfdertyd in daai jaar het my vrou en ek by die Here gehoor ons moet 'n besigheid oorvat. Sy moet bedank by Vastrap. En ons het 'n kleuterskool het ons gekoop. En dit is my nuwe rol, dis haar nuwe rol. Ons het hierdie kinders by die huis en dit is chaos. Weet en hulle het begin deelneem aan alles en dit is gimnastiek geweest en dit was swem geweest en dan sê sy vir my kom jy swem toe, kom jy gimnastiek toe, gaan jy by die goeters wees en die huis se goeters in die kerk en ek moet haar support en
Op 'n stadium het ek gedink, ek weet nie, hoe gaan ek al hierdie doen nie. Ek weet regtig nie, hoe gaan ek hierdie reg kry nie. Ek kan eerlikwaar vir julle sê, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Want die feit is, ek is 100% is ek verskriklik lief vir my werk. Ek is ongelooflik lief vir my gesin ook. Maar wanneer ek by die huis is, dan kom ek agter en dis dalk van die paas wat kan identifiseer. As ek by die huis is, dan dink ek aan die werk die hele tyd. En as ek by die werk is, dan dink ek aan die huis die hele tyd. En ek het besef, ek gaan nie 100% kan gee in al twee hierdie relationships nie. Ek kan nie 100% welke by gee nie, ek kan nie 100% by die huis gee nie. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie doen nie. En Melindrie, wat natuurlik my eystervrou is, sy's regtig 'n amazing vrou. Sy's ongelooflik sterk. Ek weet sy's 'n baie sterk persoon. Sy's baie slim, sy's 'n intelligente persoon. Ek dink sy's 'n baie beter leier as ek. En ek dink ook ek weet sy's baie verder gekwalifiseer as ek. Sy't baie ver geleer. En so aan sy's regtig 'n eystervrou. Sy het vir my gesê, "Wel Dawie, my hart is dat jy die koninkryk van die Here bou, dat jy die kerk bou. Dis my hart, go for it, doen dit. Ek sal die fort by die huis probeer hou." En sy het dit goed gedoen. Maar soos die tyd aangegaan het in hierdie ding, het ek net begin agterkom, ons is besig om die pap op die grond te laat val. Ons is besig om die bal te drop in hierdie situasie. Ek het agtergekom, sy try haar bes, maar sy sukkel om hierdie ding te doen. Sy probeer die ma wees en by die kinders en 'n vrou en al die goed, en ons kom net op 'n plek waar dit moeilik begin raak. En ons het op 'n stadium begin praat daaroor en ons begin geleide maak en vir mekaar gesê, luister, ons weet nie of hierdie ding werk nie, ons gaan iets moet doen. Maar so kan ons nie aangaan nie. En dit was moeilik geweest. Vir maande het ons op eiers geloop, vir maande het ons so half 'n keer tension in die huis oor hierdie storie geweest. Dit was al lankal voor dit ook geweest, maar dit het opgebou. En ons het besef dit gaan nie so kan aangaan nie. En iewers ek kan nie eens onthou wanneer of wat nie, maar ek onthou daar was 'n gesprek tussen my en hom. Ons het so gaan sit. En op 'n stadium het die gesprek op 'n punt gekom wat ek as 'n man vol gesê het, luister, sê vir my, wat wil jy hê moet ek doen? Wat wil jy hê moet ek doen? Wat wil jy hê moet ek verander? Wat wil jy hê moet ek doen? En sy het my so in die oë gekyk. En sy het vir my antwoord gegee wat my ontsettend diep geraak het. Ek gaan nou vir julle sê wat die antwoord is. Tussentyd wil ek net dit vir jou sê. Wie van julle stap graag? Wie van julle is stappers? Steek julle hande hoog op. Daar sy. Hier is 'n paar stappers hierso. Julle om te stap is moeilik. Ek het lanklaas gestap. Maar julle weet, as mens gaan stap, dan is, ek weet nie met hierdie mics en alles gaan ek nou iets afruk hierso, nie? As ek dit afruk, daar is hy, hier gaat ons. Net hierdie touwtjie uittrek. Daar is hy. So, daar is hy. Is nog klomp goed, ek sien nie sy chocolate ook langs die kant. Ek sal later 'n bietjie hier kyk wat daar aangaan. Maar julle wat stap sal weet, een van die wonderlikste ervarings wat jy kan beleef is om op 'n staptoer te gaan en heerlik deur die berge te stap. Jy kom op plekke waar jy nooit andersins met 'n kar of met 'n vliegtuig of enigiets sal kom nie, kan net met jou voete daar kom, is amazing. En een van die key ingredients vir 'n baie suksesvolle stap is dat elke ou hulle eie sak dra, nê. Julle stappers weet dit ook. Maar almal wat ervare stappers is sal weet, een of ander stap het jy al gekom en dan is daar iemand wat nie hulle sak verder kan dra nie. Is nie so iemand, jy moes al iemand anders se sak gedra het op 'n stap. Ja, hier is so 'n paar van ons nie. Is iemand wat al die sak laat dra het? Kom, laat ons nou sien. Waar is hy brandstapel? Nee. So, jy het die sak, nee, en dis great as almal hulle eie sakke dra, maar almal wat al gestap het en baie gestap het, weet een of ander tyd, kom jy op 'n plek waar daar iemand is wat sê, ek kan nie meer aangaan nie. En dan sê al die ander stappers, okay, ons sal jou sak vir jou dra. So wat dan gebeur is, een spiertier gewoonlik, die stapper sal dan kom en sy sak op die rug sit en in die ander persoon se sak sit jy voor jou. Ek moes dit al doen, by the way, dis hoekom ek sê spiertier. Maar in 'n geval, dan draai jy nou die sak en dan gaan jy nou aan, hè. Of, as jy nou nie so sterk is soos ek of so nie, wat dan gebeur is, dan vat ons die inhoud van die persoon wat nie meer kan stap nie, en ons sit dit in al die ander mense se sakke. En wat gebeur? Vir die eerste uur is dit nice. Vir die eerste dag is dit nice, en ons stap, aanstap, rooi is, en is nice, nee. Maar om dag in, dag uit so te stap, begin daar ander mense se baggage jou uitweer. Jy begin moeg raak, jy begin moedeloos raak op 'n stadium. En iewers, ek was al op sulke staptoere, sê mense, luister julle, ons gaan nie goed moet weg, ons gaan 'n plan moet maak, ons kan net eenvoudig nie so aangaan nie. Dit gaan net nie werk nie. En dan word die sak neergegooi, of word 'n plan met dit gemaak, of goed word weggegooi. Ek was eendag op 'n staptoer wat mense randomly stapstokke en goed begin van die berge afgooi.
Okay, net letterlik, hulle is net oor dit gewees. Hoekom sê ek vir jou hierdie, want dis presies dieselfde beginsel geld vandag vir jou en vir my as jy in 'n familie is, in jou gesin. Jy het nie meer die kapasiteit, jy het nie die spasie in jou lewe om jou verantwoordelikheid in die gesin te dra nie. Jy het nie die spasie in jou lewe, jy het nie plek in jou lewe om die kapasiteit in jou lewe om die verantwoordelikheid, die emosionele verantwoordelikheid, die fisiese verantwoordelikheid, die gesinsverantwoordelikheid te dra nie, en dalk is dit as pa. En wat doen jy? Jy vat jou verantwoordelikheid wat jy het, en as jy sê, ek het nie capacity nie, ek gaan dit nie doen nie, dan vat jy jou verantwoordelikheid, en jy vat hierdie sak, en jy plaas jou sak op jou familie se rug. Want jy's nie daar nie, jy's nie emotionally available nie, jy's nie daar om jou deel te doen nie, jy neem nie jou verantwoordelikheid op nie. So basically is jy besig om jou verantwoordelikheid te damp op jou kinders en op jou vrou. Jy's besig om 'n las op hulle te plaas wat hulle nooit wou dra nie, of wat hulle nooit gemaak was om te dra nie. Want nou moet hulle jou verantwoordelikhede uitsort, hulle moet emosioneel vol word, hulle moet die goed doen wat jy moes doen, want jy doen dit nou nie. En die bietjie spasie wat dalk in jou lewe mag wees, vul jy nou skielik met jou eie ambisies en jou eie drome en jou eie ideale en jou werk en jou empire wat jy besig is om te bou. En vir tyd en wyl dra jou familie hierdie sak, hulle dra die verantwoordelikheid, jou vrou soos Melin, sy dra en sy gaan aan en hulle smile en hulle cheer jou aan wat die laaste spasies volmaak met jou eie goed. En hulle dra hierdie las, maar die las raak al hoe swaarder. Hulle raak al hoe meer uitgeweer. Raak al hoe moeiliker om hierdie verantwoordelikheid tussen hulle te dra, maar jy dit nie dra nie. En dalk sit jy vanoggend en jy sê, maar ek weet nie of is dit ek wat besig is om hierdie te doen nie. Hoe weet jy het hierdie verantwoordelikheid, hierdie las op jou familie gesit? Geestelike las dalk. Ek wil nie geestelike verantwoordelikheid hê nie, is my vrou en my kinders se probleem. Ek wil nie emosioneel daar wees nie, is hulle probleem. Dalk finansiëel, ek weet nie. Hoe weet jy dit? Kom ek sê jy, dit is as jy goedjies begin sê soos, mamma beloof dit gaan verander. Papa beloof dit gaan regkom. Papa beloof dit is die laaste keer. Papa, dit is die laaste, dit gaan nie weer gebeur nie, it's not gonna happen. Ons gaan regtig, dinge gaan verander. Ek beloof, ek sweer hoog en laag. Maar niks verander nie. Niks kom reg nie. Dis hoe jy weet, dis jy. Of jy's net eenvoudig nie available by enige van die belangrikste moments van jou familie se lewe nie. Jy sit nie aan 'n tafel nie, jy het nog nooit saam jou kind gebid nie. Jy's nie by rugby oefeninge nie, jy's nie by netbal oefeninge nie, jy's nie by 'n klavier uitvoering van jou kind, jy's by niks nie. En jy sê, ek gaan wees volgende keer, papa gaan 'n plan, it's gonna happen. But it never happens. En eventueel, kom jou familie op 'n plek wat hulle kapasiteit en hulle bereidwilligheid om hierdie verantwoordelikheid en die las van jou te dra, uiteindelik vir hulle so uitgehoor het dat hulle net nie meer verder kan om dit te doen sonder jou nie, en hulle drop die sak. Die sak val. Verantwoordelikheid val. Hoe weet jy as 'n verantwoordelikheid in 'n huis, sak in 'n huis begin val het? O, jy weet dit. Jou kinders se punte begin val, dramaties. Daar's 'n totale break-up in intimiteit. Kommunikasie bom heeltemal uit. Klein goedjies veroorsaak huge hysteries in jou huis. Die kantoor word 'n baie lekkerder en baie safer space as jou huis. Ure by die werk en saam met kollegas is beter as ure by die huis. Dit is hoe jy weet, die sak is besig om in jou huis te val. En dan sit ons as manne op 'n plek, en ek het nou vir jou gesê wat die gesprek met jou vrou is dan, vir jou sê ons is klaar. En dan sê maar, wat het gebeur? Wat het gebeur? Ek het dan gedog, ek doen dit vir julle. Dis nie iets wat gebeur het nie, dis iets wat lankal al besig is om te gebeur. Dis iets wat lankal al op jou watch besig is om te gebeur. En ek weet die meeste mans, en ek weet die meeste van ons wil dit nie intentioneel doen nie, dis nie dat jy malicious intent het of nie, ek meen jy kon doen dit die beste van jou hart uit, maar ek weet hoekom gebeur hierdie. Kan ek jou sê? Want ons love progress. Ons love progress, ons hou van vordering.
En by die werk kan jy vordering meet. As jy 2 ure langer op kantoor bly, kan jy dit meet. Jy kan sien, my 2 ure langer by die kantoor het gemaak dat ek gevorder het. Ek het hierdie werk klaar gekry, ek het hierdie gedoen. As jy 'n projek klaar gekry het, dan is daar vordering. Jy kry 'n bonus, daar's 'n trofee aand of 'n awards aand, jy kry 'n award, daar's allerhande employee of the month, sulke goed. Jy kan sien, daar's vordering, dinge gebeur, maar hoe meet jy vordering by die huis? 3 ure langer by die huis, hoe meet jy dit? Daar's nie 'n Wall of Fame nie, daar's ons nie een of ander bonus nie, daar's nie 'n awards aand nie. As jy met vir vra, hoe gaan dit by die huis? Hoe vorder? Ek weet nie, ons was 2 en nou is ons 4 en nou so gaan ons nou maar aan of wat? Ek weet nie hoe meet jy dit nie. In ons geval van 2 na 4 toe, ons het verdubbel. So, ander ding wat ek ook al gesien het, en spesifiek vir die mans wil ek hierdie kom sê, dis partykeer net soveel meer exciting by die werk. Hoekom? Want by die werk is jy die baas. By die werk is jy die kundige persoon. By die baas is jy die en almal soek jou opinie, almal soek jou input, jy het geswat, jy het ervaring, almal wil hoor hoe gaan jy goed doen. Almal sing lofsange oor jou, jy thrive en is 'n rush en is 'n thrill by die werk. Maar by die huis is jy nie 'n hero nie. By die huis het jy nie die validation en acknowledgement en daar is jy net nog 'n pa en jy moet hom opvat en die vloer hom op en jy moet poefdoeke skoonmaak en jy moet die trash uitvat buite toe en niemand gaan vir jou 'n standing ovation vir dit gee nie. En jy meet die twee te mekaar en dan sê dis net soveel lekkerder by die werk as by die huis. Eerder daar wees. Of jy voel ek kan net nooit vordering meet nie by die huis nie. En ek weet, dit is hoekom dit gebeur. Ek weet, dit is hoekom ons hierdie doen en ons verantwoordelikhede skuif. Nou terug by my scenario 5 jaar terug, nou op by gemeente. Ek en Melinda sit toe oorkant mekaar. Ek sê vir haar, wat wil jy hê moet ek doen? En sy antwoord my en sy sê vir my, ek wil hê jy moet weet, ek gaan hierdie nie alleen doen nie. Ek gaan nie enkel ouer wees nie. Ek wil hê jy moet jou deel begin doen. Ek kan net soveel vir jou instaan. En as jy nie by jou kinders so goed kan wees en daar kan wees vir hulle nie, dan gaan jy maar vir hulle moet sê, hoekom jy nie daar is nie, hoekom jy eerder kies om iets anders, gaan 'n keuse moet maak. En dit is 'n moeilike besluit wat ek moes neem, maar ek het daai besluit gemaak. Dit was 'n moeilike besluit, maar dit was ook eintlik 'n maklike besluit gewees. Want ek het besef, I have to practice what I preach. Ek staan elke Sondag hier en ek leer vir julle, doen wat Jesus sê in die Nuwe Testament, jy moet doen rondom elke aspek van jou lewe, so dan moet ek maar seker dieselfde doen, hè. En dan moet ek doen wat Jesus sê rondom hierdie in my lewe. Must practice what I preach. So dit was nie moeilik, dit was moeilik, maar dit was ook nie so moeilik nie. Ek besef ek het nie 'n keuse nie, ek gaan moet 'n besluit neem. Nou vra jy dalk vir my, wat het Jesus gesê oor hierdie aspek? Kom ek lees vir jou wat het Jesus gesê. Dis 'n vers wat ons baie keer hoor by huweliksverryking of jy hoor dit by troues of whatever. Hy sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. O, en mans is gou om te sê, ja, die Bybel sê, jy moet onderdanig wees op my, ek dra die broek in die huis. Ja, hy sê dit net na hierdie vers. Maar wat sê hy eerste? Wees aan mekaar onderdanig. Nou wat beteken hierdie woordjie onderdanig? Hierdie woordjie onderdanig beteken om myself ondergeskik te plaas. En Efesiërs 5 praat hy oor die huwelik en gesinsverhoudings, so hy praat, as hy sê mekaar, praat hy van in die huwelik en in die gesin, dis 'n man en 'n vrou konteks hierdie. Hy sê hierso, om myself ondergeskik te plaas. Wees aan mekaar onderdanig, wees bereid om jouself ondergeskik aan die ander een te plaas. Met ander woorde, om die ander persoon, jou man of vrou, se behoeftes en hulle begeertes en dit wat vir hulle op daai stadium nodig is, om dit bo jou eie te plaas. Hy sê dit is wat julle veronderstel is om te doen. Plaas julle belange, ander een se belange bo jou belange. En as jy dit doen, gaan terug na daai vers toe, wat sê hy? Gaan net gou terug na die vers toe, hy sê, uit eerbied vir wie doen jy dit? Vir Christus. Wanneer jy in 'n huwelikskonteks die ander een se belange en behoeftes en begeertes bo jou eie plaas, en albei doen dit, eer jy daai persoon, jou huweliksmaat obviously, maar jy eer daardeur eintlik vir Jesus Christus self, wanneer jy besig is
om hierdie te doen. Nêrens het Jesus vir jou gesê om onderdanig in jou werk te wees nie. Nêrens het hy gesê moet onderdanig wees aan jou begeerte om meer geld te maak of om 'n groot organisasie te bou of om naam te maak vir jouself nie. Nêrens nie, maar hy het vir jou wel gesê om onderdanig te wees aan jou man en jou vrou. Om hulle belange, begeertes en behoeftes bo jou net te stel. En hierdie moet jy baie mooi vandag verstaan. Die enigste persoon naas God met wie jy in 'n covenant verhouding is, as jy getroud is vandag, en by the way, ons definieer die huwelik as iets tussen een man en een vrou volgens die Bybel. So as jy in 'n covenant verhouding is, met jou man of met jou vrou, dan is dit die enigste verhouding met wie jy in 'n covenant gaan wees naas die Here self. Jy's nie in 'n covenant relationship met jou kinders nie. Jy's nie in 'n covenant relationship met jou ouers of met enige ander mens nie. Jy's in 'n verbondsverhouding met die persoon met wie jy getrou het. En dan sê mense van, ja, maar Dawie, jy weet, Paulus het round the clock gewerk en die disippels en almal het alles ingegooi. Great. Paulus het net 'n covenant verhouding met God gehad. En as jy ongetroud is en jy dien die Here en jy het 'n verhouding met hom, dan kan jy alles daarin gooi en jy kan alles gee. Maar as jy gekies het om te trou, en ek het nou omtrent 175 huweliksbevestigings in my lewe gedoen. En ek wil vir jou sê, niemand het daar met 'n 9 mil gestaan teen hulle kop nie. Almal wou dit doen. Almal het dit vrye wil gedoen. Jy wou dit doen, maar as jy dan nou die dag gekies het om in 'n covenant verhouding te wees, dan sê die Here, ek gaan jou accountable hou vir die terms and conditions van daai covenant verhouding. Ek gaan jou accountable hou. Jy het gekies om in dit te wees. En een van die grootste T's en C's van hierdie verhoudings is dat julle aan mekaar onderdanig sal wees. Die Here is baie ernstig hieroor. En dan brei Paulus uit in die gemeente in Efese en hy vertel vir ons, hoe lyk dit om onderdanig te wees? En spesifiek, ek praat met die mans nou. Kyk, vingerwys na julle en na my toe, nee. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Soos wie? Soos sekulêre media dit sê, soos Facebook dit wys, social media. Nee, hy sê lief hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Hy sê, manne, hoe lyk dit om jou vrou onderdanig te wees? Hoe lyk dit, manne? Jy moet nie jou vrou lief hê soos jy dink jy behoort haar lief te hê of soos jy dink sy verdien om liefgehad te wees, nie? Jy moet haar nie lief hê soos jou palace sê jy moet haar lief hê, nie? Nie lief hê soos jou pa jou geleer het om haar lief te hê, nie? Hê haar lief soos Jesus die kerk lief gehad het. En vir ingeval iemand dalk wonder, net voor iemand mampy pampy airy fairy raak, jy weet, en een of ander love song hoor in hulle kop, nee, sê Paulus, kom ek sê gou vinnig vir julle, hoe lief het hy die kerk gehad? Hy het sy lewe gesacrifice vir die kerk. Kom ek herinner julle hoe lyk die liefde? Ek som dit vir jou op in 'n kruis, in 'n execution. Jesus was so lief gewees vir sy kerk, dat hy sy lewe gegee het. Hoe is dit vir ander mense se belange bo jou eie belange stel? En dan, geliefde manne, sê hy, jy behoort soos Jesus, almal se belange bo sy eie gestel het, almal se begeertes en behoeftes na salvation and meaning and purpose and life in abundance, alles bo sy eie gestel het. Verwag die Here dat julle dieselfde sal doen, dat julle geliefdes, dat julle vrouens sal lief hê met 'n sacrificial liefde, 'n opofferende liefde. Hoekom sit ons met 'n 52% egskeidingssyfer in Suid-Afrika? Met ander woorde, die helfte van elke huwelik wat bevestig word in die land eindig in die egskeidings. Hoekom? Want hierdie sacrificial liefde verander iewers in 'n self-serving liefde. En dan kom sit mense in my kantoor en sê, ja, maar weet jy wat, hy doen dit nie meer vir my nie. Of weet jy wat, sy maak my nie meer gelukkig nie. Wanneer het dit daaroor gegaan? Weer eens 175 huweliksbevestigings, daar iewers rond. En elke keer as ek hoor hulle sê die wels vir mekaar die tradisionele formulier of uit hulle eie formulier wat hulle vir mekaar sê, dan beloof hulle wat ek als vir jou gaan doen en 10 jaar later dan word dit als wat jy nie vir my doen nie. Dis 'n sacrificial liefde, dis 'n agape liefde, dis wat ons kerk se naam beteken, die liefde van God in ons harte. Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God, die sacrificial liefde moet in jou hart ingegiet word. Ons moet mekaar begin dien. Is omdat mans en vrouens nie daardie sacrificial liefde het nie, is omdat ons nie bereid is om te dien nie, is nie omdat ons nie bereid is om soos Jesus lief te hê nie, dat huwelike lyk soos dit lyk, en verhoudings lyk soos dit lyk. As ons die samelewing wil fix, dan gaan ons huise moet fix.
En om ons huise te fix, gaan ons huwelike moet fix. En om ons huwelike te fix, gaan ons moet spasie maak vir sacrificial liefde, om in te tree, om mekaar te dien, om mekaar eerste te stel, om die ander een se belange, begeertes en behoeftes bo my en jou eies te stel. So as ons wil begin lief hê soos Jesus, julle, dan gaan ons Jesus se voorbeeld moet begin volg. Ons gaan Jesus se voorbeeld moet begin volg. En jy gaan jouself moet opgee vir jou vrou. En dit gaan beteken dat jy jou eie, dat jy haar wil bo jou wil plaas. Dat jy jou ambisie en jou doelwitte en jou ideale en jou begeertes en wat jy wil doen en wil namaak, gaan jy moet ondergeskik maak aan dit wat sy wil hê, want dis wat Jesus gedoen het en dis die tipe liefde wat hy sê ons behoort vir mekaar te hê, en dis al hoe huwelike gaan werk. So is die deal, ek en jy is definitief geroep om ons werk te doen, maar ek en jy is beveel deur die Here, dit was 'n opdrag van die Here, om ons vrouens onderdanig te wees, en vir ons vrouens lief te hê, soos Jesus ons lief gehad het. En omdat ek hierdie glo, omdat ek dit weet, omdat ek dit teach vir jou elke week, het ek besef, dat dit is wat in my lewe gaan moet gebeur. Dat ek en Melinda daai gesprek gehad het. Omdat ek hierdie glo, is ek gaan moet iets vir my lewe verander, ek gaan moet maniere uitfigure, om te doen wat sy vir my gesê het, om haar belange bo myne te stel, om my gesin se belange bo my eies te stel, my ambisie en wat ook al ek het, ondergeskik aan dit te stel. En ek het vir julle gesê, ek het besluit om 'n keuse te maak. Weet julle wat se keuse het ek gemaak? Ek het besluit om my werk te kill, eerder as my huis. Basically beteken dit ek het besluit om julle te kill, om julle te cheat. Ja, besluit as ek dan nou iemand gaan moet cheat, gaan dit nie my gesin wees nie, dit gaan my werk wees. En natuurlik was daar obstacles. Die eerste struikelblok wat ek beleef het, en baie keer nog beleef, is die obstacle wat alle mans beleef, die obstacle van vrees. En ons het die eerste week daaroor gepraat. As jy besluit om eerder jou werk te kill as jou familie, is die eerste ding in jou pad, en wat altyd daar gaan wees is vrees, maar wat gaan die mense sê? Wat gaan my baas sê? Wat as mense sê ek is lui? Wat as mense sê, jy weet, ek dra nie die company se belange op die hart nie? Wat as ek misluk? Wat as die kerk nie groei nie? Wat as mense nie meer kerk toe kom nie? Wat as alles ondergaan? Wat gaan mense doen as ek vir hulle sê, ekskuus, ek gaan nie by daai events wees nie? Wat as mense van my sê, maar wanneer gaan jy daar wees? En ek sê, ek gaan nooit daar wees tot my kinders groot is nie. Wat gaan ek dan doen? Ek meen, hoe neem jy oor as 'n senior pastor van 'n kerk, en een van die volgende goed wat jy sê is, hy werk cheat. Nie my familie nie. Ek meen, dis crazy. Wat van die mislukking? Wat van die pushback wat ek gaan kry? Ek het besluit, ek gaan nie my familie verder kill nie. Ek sal eerder my werk kill. En ek het besef, uiteindelik is die probleem nie vrees nie. Uiteindelik is vrees net 'n simptoom. Die ware issue, die wortel van hierdie probleem wat ek gehad het, is eintlik vertroue. Dit gaan oor trust. Dis 'n trust issue. Ek trust nie die Here genoeg in my lewe nie. Ek meen, wat so audacity om te dink dat die Here het my nodig vir sy kerk om te gaan. Hy wat gesê het, God het daaglik gevoeg by die gemeente die wat gered is. Wat Jesus wat sê, ek sal my kerk bou, dat ek dink ek moet sy kerk bou. Ek het besef, dit gaan oor 'n trust issue. Vertrou ek werklik die Here met hierdie kerk? Glo ek regtig dat die Here beter as ek weet, as hy sulke goed sê? Glo ek regtig dat die Here my beste intensie op sy hart het? Glo ek dit regtig? En ek moet eerlik sê, seker nie. Ek dink nie ek het dit regtig geglo nie. Want Jesus het sy lewe vir die kerk gegee, en ek het gevoel, maar ek moet ook my lewe vir die kerk gee. Come on! Hoe kan ek so gedink het? Dalk dink jy ook miskien so daar waar jy beweeg elke week. Hierdie is nie 'n werk-huis-balans-probleem nie. Hierdie is 'n vertroue probleem, en as jy sê, ek kan nie my werk kill nie, ek kan nie whatever daai goed so volmaak met my verhoudings van my af wegvat, ek kan nie dit los nie, dit is vrees, maar vrees is die simptoom van iets diepers. Jy het 'n trust probleem. Want is God God? God het in Genesis 1 vers 1 gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het alles uit niks uit geskep, creatio ex nihilo in Latyns. En jy dink hy kan jou nie help nie. Come on. Jy dink hy kan jou nie help nie. Dis 'n trust issue.
So ek het besluit ek gaan met die Here 'n deal maak. Dis nie altyd 'n goeie ding om te doen nie. Ek sê nie jy moet dit doen nie. Dalk moet jy dit doen, ek weet nie. Maar ek het vir die Here gesê, Here, en dit is dalk cliché, vir al 5 jaar terug, weet, as ek 5 jaar later kyk, is dit cliché, maar ek het vir die Here gesê, okay Here, so ek gaan my heel beste shot gee, my heel beste doen met my beskikbare tyd. En dan die res van die tyd, Here, gaan ek U vertrou om te kom doen wat net U kan doen. So met die tyd wat ek het vir hierdie Here, vir my werk, ek gaan my voluit daarin gooi. Maar die tyd wat ek nie het nie, Here, wat ek by my familie moet wees, daai tyd, Here, kan U, vertrou ek U om U deel te kom doen. En wat ek basically vir die Here gesê het, is, Here, as U hierdie kerk kan bou, met die hoeveelheid ure wat ek vir U beskikbaar het, dan is ek die regte man vir die job. En hoor hierso julle, ek wil werk. Okay, ek love my werk. Die probleem is juist omdat ek te lief was vir my werk, het ek daar opgeëindig het. Ek wil nie eihol nie, ek wil nie lui wees nie. Die wat my goed ken weet, ek haat luiheid en ek haat voete sleep en ek kan nie glo mense wat commit vir iets moet jy die hele tyd aanspoor en so wat om iets te doen nie. Want jy doen dit vir die Here. So I get that. En jy moet dit ook vang, maar weet jy wat? Ek het vir die Here basies gesê, Here, so ek gaan doen wat ek kan doen met die tyd wat ek het. Ek gaan vir excellence gaan verander, dan kom jy as 'n baie beter persoon werk toe. En dinge in my lewe het begin verander. En ek is seker in dit alles het ek sekere mense vies gemaak. Ek het ook van julle vies gemaak. Dink ek het ook sekere mense teleurgestel. Ek weet daar's mense wat my gekritiseer het en gesê het, "O, jy's nie 'n goeie herder nie," of wat ook al dit mag wees. Ek weet daar was van dit ook gewees. Ek weet daar's mense wat ook ongelukkig is, mense wat voel ek het dalk nie by hulle uitgekom of wat ook al nie. My intensie is nooit malicious rondom dit nie, maar ek het besluit ek gaan nie my familie kill nie. Ek gaan nie my familie meer kill nie, en ek het ook anders begin bid. Vroeger het ek altyd gebid, Here, kyk asseblief na dinge by die huis, terwyl ek na dinge by die kerk kyk. Here, hoeveel audacity kan jy hê? En my gebed het begin verander na, Here, kyk asseblief na dinge by die kerk, terwyl ek besig is om na dinge by my huis te kyk. Dis die gebed wat ek begin bid het. En dis ook die gebed wat een van julle vandag gaan moet begin bid, maar ek moes op 'n plek in my lewe kom wat ek die Here begin vertrou het, dat ek die Here ernstig opneem oor wat hy sê, om my vrou te honor, en uiteindelik hom te honor, en om hom te vertrou, met dit wat ek nie kan doen nie. En wat sê hy vir my? Wat is dit wat hy vir my sê? Hy sê in Matteus 6 vers 33 sê die woorde, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. En hier is ook van die supergeestelikes wat sê, ja, jy sien, dit gaan eers oor die kerk, en nou het jy die goed gaan ruil. Wow. Vir God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Hy sê nie hierso, weet jy wat, doen jy vir my iets, en dan gaan ek vir jou iets doen nie. Hoe meer jy vir my doen, hoe meer gaan ek, dit is nie die konteks van hierdie vers nie. Hy sê, soek die koninkryk, dit gaan nie oor doen iets vir die Here nie, dit gaan oor die Here moet iets wees vir jou, en jy moet iets wees vir hom. Die koninkryk van God is die heerskappy van God. Hy sê hierso, ek wil nommer 1 in jou lewe wees, ek wil heers in jou lewe, ek wil koning wees in jou lewe. Ek wil nie met staf doen nie, ek wil 'n sekere verhouding met jou wees, en tweedens, my wil vloei uit daai uit, en my wil is, dat ek wil hê, jy moet my orde handhaaf. Wat is God se orde? God eerste, dan jou man of vrou as jy getroud is, en nommer 3, dan jou kinders, en dan al die res. So my wil is vir jou, dat ek oor jou, ook jou koning sal wees, en oor jou sal heers, en my wil is, dat jy my orde sal handhaaf, my wil is, dat jy sal doen wat ek sê, en ek sê, jy moet jou vrou en jou man onderdanig wees, aan die se belange by jouself stel, sacrificial liefde, dis wat my wil is, en dan sal ek vir jou byvoeg, nee, ek wil jy moet vir my goedjies doen, en dan doen ek vir jou goedjies nie, dis nie 'n ruiltransaksie met die Here nie, wat kan ek en jou anyway gee? So ek wil afsluit en vir jou sê, ek het uiteindelik ook besef in my lewe, daar's net 3 rolle wat uniek myne gaan wees. Nommer 1, ek gaan 'n unieke kind van God wees. Daar is nie enige ander kind van God soos ek sy kind is nie. Jy wat meer as een kind het, jy weet, nie een van hulle is dieselfde nie, hulle is uniek, jou kind. Jy is uniek die Here se kind. Net ek gaan Dawie wees vir hom, wie ek is. Nommer 2, ek gaan Melindrie se man wees. Nommer 3, ek gaan Christian en Leon se pa wees. Niemand anders kan daai rolle vervul in my lewe nie. Niemand. Ek is die enigste een wat dit kan beklee. So hoekom sal ek
hierdie 3 rolle wat uniek is tot my, en net ek kan vervul, en net ek kan opdaag, en hoekom sal ek daardie rolle gaan verruil vir 'n ander rol, wat iemand anders ook gaan vervul? My rol as pastor by Agape, hoe sad dit ook al vir my mag klink, dit gaan iewers tot 'n einde kom. Iemand anders gaan eendag die senior pastor van hierdie kerk word. Voor my was daar ander, na my sal daar ander wees. Iemand anders gaan éventueel hierdie rol vat. Ek sê altyd vir die personeel, nie een van ons gaan vir ewig hier wees nie. So hoekom op aarde sal ek 'n ruiltransaksie maak en sê, net dit wat ek kan doen, gaan ek ruil vir iets wat iemand anders ook kan doen? Dis 'n stupid ruil. Jy by jou werk, hoekom sal jy iets ruil wat iemand anders gaan doen? Jou baas gaan jou replace binne 2 weke, hulle gaan vir jou goue horlosie gee en dan gaan hulle jou replace. Weet nie of doen leers met die goue horlosie vandag nie. Maar verstaan, dis wat gaan gebeur. Jou baas gaan nooit vir jou sê, werk gaan nooit vir jou sê, luister, is nou bietjie genoeg, jy moet nou bietjie tone down nie. Hulle gaan vat wat hulle kan kry, en as jy op en oor die mure is, gaan iemand anders kry. Iemand anders gaan die rol vervul. Net jy kan daai rol vervul. Jou kinders het net vir jou. Jou vrou het net vir jou. En selfs al is jy eendag nie meer daar nie, gaan jy nog steeds jou vrou se eerste man wees en die pa van jou kinders. Gaan so bly, al trou sy weer later. Dis hoe dit gaan wees. So die reality check wat jy vandag moet kry in hierdie diens, is jy gaan jou kinders net vir so lank as kinders in jou lewe. Ja, hulle gaan altyd jou kinders bly, maar hulle gaan net so lank kinders wees. Hulle gaan net een keer welpie rugby speel. Hulle gaan net een keer, weet nie of dit welpie netbal of wat dit is nie, maar is nou nie daai, wat ook al julle verstaan. Hulle gaan net een keer dit doen, netbal speel. Hulle gaan net een keer, die eerste keer graad 1 in musiek kry. Hulle gaan net een keer hulle tande wissel. Hulle gaan net een keer vir die eerste keer in 'n swembad inspring en die karretje en in te spring en iemand vang hulle. Dit gaan net een keer gebeur. Jy en jou vrou en jou man gaan net een keer saam 30 jaar oud wees en 40 en julle 40 saam wees. Jy kry nie 'n do-over nie. Jy kry nie 'n do-over nie. Jy gaan nie 'n geleentheid kry om dit te kom herhaal nie. So hoekom sal jy hierdie unieke front row seats wat net jy tot jou lewe het, hoekom sal jy dit verruil vir 'n seat wat enige ander ou kan opsit in 'n rol wat enige iemand anders ook gaan vervul? So ek wil vir jou sê, ek is nie die vyand van werk nie. Ek glo nie minder werk, ek glo nie jy moet ophou werk of jy moet voete sleep by die werk of lui wees nie. Ons moet werk. Die Here het gesê die man sal sy brood verdien, dis eenvoudig hoe dit is. Jy moet met excellence werk, jy moet werk asof jy vir die Here werk en nie vir mense nie, so bring dit. Maar jou werk moet nie jou identiteit word nie, en die werk moet nie die middelpunt van jou lewe word nie. Jou familie moet die middelpunt van jou lewe wees. Gallup het navorsing gedoen in 2023 in Amerika, groot Gallup company, en hulle het bevind dat 90 van die respondente wat deelgeneem het, 90% van die respondente sê dat die grootste geluk en vervulling in hulle lewe is gekoppel aan hulle familie, en die wat die naaste aan hulle is, en nie aan geld en sukses nie. Net 10% het gesê geld en sukses het ons die gelukkigste in die lewe gemaak. So iemand moet vandag toestemming by my kry, om jou werk te begin kil. En jy moet dit nie by my kry nie, by die Here kry. En die Here gee vandag vir jou toestemming om te begin. Nie op 'n ungodly, onbybelse manier, jou integriteit cheat, ek praat nie van dit nie. Iemand moet vandag toestemming by die Here kry en sê, dis okay, jy mag jou werk cheat, as jy jou familie nommer 1 stel in jou lewe. Jy het nodig om hierdie vandag te hoor. Jy moenie meer hierdie rolle omruil nie. Want as jy nie gaan besluit nie, gaan iemand anders vir jou besluit. As jy nie die keuse gaan maak nie, gaan iemand anders die keuse maak. Ek moes daai besluit in my lewe geneem het, en ek weet van julle moet vandag daai besluit neem in jou lewe. En my lewe het ongelooflik baie verander. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, trust me, maar ek is definitief ook nie meer waar ek was nie. En ons is op 'n goeie plek rondom dit, en jy gaan daai besluit ook vandag moet neem. Jy gaan daai keuse vandag moet maak in hierdie plek. Want anders gaan iemand anders daai keuse vir jou maak. Jy gaan vandag daardie besluit moet neem in jou lewe. So, maak die laptop toe. Los die e-mail vir môreoggend. Sit die kantoor se lig af. Hoekom? Want uiteindelik, heel aan die einde, as jy finaal kubai sê vir almal in jou lewe, heel aan die einde, when all is said and done, dan is daar niemand wat gewens het, hulle het meer e-mails beantwoord, harder gewerk en meer tyd op kantoor spandeer nie. Almal wens altyd dat hulle meer tyd spandeer het en spasie gemaak het vir die mense wat op daai stadium om hulle bed staan. Begin with the end in mind. Kom ons maak spasie.
Moenie oor die edge gaan nie, moenie wag tot dit te laat is, moenie wag tot die sakke op die grond begin val nie. Jy gaan iemand kill, mag dit nie jou familie wees nie. Here, baie dankie vir vandag, en dankie dat U met ons kom praat het in hierdie reeks. En Here, dankie dat ek soms 'n stukkie van myself uit my eie lewe kon deel, Here, so ons weet vandag en U weet, ek en U, Here, dat dit is 'n ding wat ek moes doen. Dit is nie maklik nie, Here, dit is nie altyd smooth nie, maar Here, dit is so die moeite werd. Want aan die einde van die dag is dit die mense wat langs my bed gaan staan. Eintlik is dit die mense wat daar gaan wees vir my. En Here, ek vra dat U vir ons sal help om U woord ernstig op te neem, Here, om te doen wat U sê, Here, om te wees meer soos U. Om U te honor, deur mekaar te begin honor, plek te maak, Here. Ek bid dat ons sal kies om vandag alles te cheat, behalwe ons familie, en natuurlik U ook, Here. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help as 'n gemeente om hierdie reg te kry, as 'n gemeente om ons prioriteite reg te kry, ons kaste reg te pak. Daar is plek, ons moet net al die goed uitgooi. Help ons met dit, Here. Ek wil vra, daar waar jy sit, wil jy net vir die Here vra om jou te help, nie in jou hart, in die stilte, vra vir die Here, Here, help my asseblief. Dankie dat U elke gebed hoor, en dankie, Here, dat U vir ons help om hierdie te doen. Help vir ons om spasie te maak, en help vir ons dat ons verhouding sal floreer. En soos daai 90% mense terugkyk en sê, die grootste vervulling en joy in my lewe het gekom uit spasie vir hierdie mense. En dit het gegroei en geblossom. En dit is die mooiste memories van my lewe. En bovenal kan ek terugkyk en sê, ek het God gehonor. Want U gaan ons accountable hou vir ons covenant relationships. U gaan ons accountable hou, Here, vir ons hierdie gedoen het. Ek bid dit in Jesus se naam, en almal sê saam. Amen.